Dis laat aan Kers aan my doppies en soos jy nou al weet in hierdie tyd die eerste insetsel het ek altyd so ietsie op die hart. Nou het ek vanaand op die hart het gaan oor foto's. Ek het nou onlangs 'n groot projek aangepak en ek het so half toe begin het en ek is nou al so bietjie besig dat ek so half gedink, nee gits, ek dink ek sien kans vir hierdie besigheid nie. Maar wat nou gebeur het is ek het maar die scanner hierso, wat moes nou maar die printer is hierso by my staan gemaak hier langs my daar waar ek gesit het altyd op my bank as ek televisie kyk en my laptop is op my skoot. So ek doen sommer 3 goed tegelyk, jy weet, as ek hier met die laptop besig en hier met die scanner besig en dan kyk ek nog wat daar op die TV aan, so ek verdeel maar my aandag so tussen die 3. En ja, vroulief lê ook nog hier so my aandag en op 'n tydjie nog daar ook so. Hulle sê ons 'n man kan net een ding op 'n slag doen, maar ek het hierdie keer 4 goed op 'n slag gedoen en ek het nou agtergekom wat 'n moeilik is dit. Maar nietemin ek het maar die projek toe nou aangegaan. Nou weet wat nog gebeur is, weet jy, plaas nou maar so 2 of 3 foto's, as dit nou van daai kleine fotootjies, dan kry jy miskien so 5 of 6 op en dan moet jy dit nou netjies daarop neersit op die scanner se blad en dan maak jy my scanner toe en dan druk jy op die knoppie en dan sien jy hom daar hardloop hy. Ja, dan as jy nou klaar is, dan haal jy mos nou maar by die foto's af van die blad af, sit hulle aan een kant en dan sit jy nou weer nuwe spul foto's. So is dit so donkiewerk, want jy weet mos donkiewerk is daai goed wat jy net so deur die bewegings maar gaan, die motions soos jy sê in Afrikaans of Engels, om te sê in goeie Afrikaans. Maar ja, so dit het nou 'n groot projek gewees en dit was om my foto's alleen in te scan, was omtrent 3 dae gewees. Natuurlik ook nou net as ek by die huis is en ek het nou al my goedjies gedoen en sit ek nou maar voor die televisie terwyl ek is vroulief nou lekker wat ontspannend en wat ook het ek maar dit gedoen. Ek het dieselfde gedoen met haar foto's ook en sy dubbel die hoeveelheid foto's wat ek het gehad. Weet so my projek het my omtrent 'n week gevat. Haar projek met haar foto's was ten minste 2 weke gewees. En ek het nog op 'n stadium 'n foutjie gemaak. Ek gesien maar hier sit nou 'n klomp foto's wat ek gescan het ook verlore geraak. So ek moes goed oordoen, maar dis ook gelukkig kon ek daarom die saak regstel daar. Maar nou die eintlike groot werk is nou as jy nou daai foto's begin scan, na jy het gescan het, nou moet jy dit alles moes nou edit, redigeer, sodat elkeen nou 'n foto op sy eie is of soos hulle dit nou noem in rekenaartaal 'n JPEG is. So en dan het jy nou 5 of 6 van hulle wat jy dan nou moet krop en dan krop jy die kant en dan krop jy daai kant toe. So uiteindelik dat jy nou van een bladsy jy nou 3, 4, 5 of 6 foto's nog gekrop en dan is hulle nou een kant daar gesyf, hulle is nou reg. Hulle is klaar, dan kom weer die volgende bladsy. So dit was nog as 'n groot taak. Maar wat ek eintlik met julle wil deel is, terwyl mense so na die foto's kyk, dan is dit absoluut net een ding, en dit is dat die herinneringe wat dit oproep, goed wat jy al vergeet het van, goed wat jy onthou was groot hoogtepunte in jou lewe, goed wat jy onthou was lekker geweest, ander herinner jou weer aan laagtepunte. Ek sien byvoorbeeld daar 'n foto van my 25ste verjaarsdag, min wetende dat ek daardie dag, min wetende dat ek die volgende dag my knie baie ernstig sou seermaak en dan bring dit daai herinneringe op. Dan van die herinneringe is selfs hartseer ook, jy weet, jy sien mense wat op 'n stadium in jou lewe was, wat vir jou kosbaar en dierbaar was, wat jy miskien net langs die pad as 'n vriend verloor het, of wat miskien oorlede is, en mense met wie jy 'n goeie koneksie gehad het, wat jy goeie herinnering van het, wat jy nie meer sien nie, jy weet nie wat van hulle geword het, jy weet nie waar hulle is nie, en so dieselfde was het toe ek nou vrou nie so goed ook edit, kom ek natuurlijk nog baie goed af, van wat ek van haar lewe nie geweet het, ek weet sy moes nou 'n weermag dametjie gewees, maar toe het ek nou foto's gesien, wat nog as kosbaar is, ander foto's van haar kinders toen hulle nou klein was, wat ek moes nou nie, ek was moes nie in daardie deel van haar lewe gewees nie. So dit is baie wonderlik om die foto's te kyk, en baie sentimenteel van aard, en dat was ook baie lekker gewees. Ek en vroulief toe nou 'n foto aangehou, ek het die goed op die laptop was daar, en ek het dit aan die groot skerm TV gekoppel, en dit was, ek kon elke storie van elke fotootjie, kon ek vir haar vertel, van wat die agtergrond is, en toe dit nou haar beter is met haar foto's, kon sy ook die agtergrond van elke foto vertel. So dit was so interessant en so lekker geweest en ek sien reeds uit om dit weer te doen en dit was 'n baie positiewe ervaring, soos ek gesê het, baie keer sentimenteel, miskien selfs hartseer, of het bring ook, jy weet, daardie
bietjie miskien so nou en dan daardie ou donker kolletjie nou sy hart wat jy swaar gekry het. Dit bring weer bietjie van daai dinge ook op, daai rou emosie wat ou daai tyd ervaar het. Maar oor en oor was dit 'n projek wat absoluut die moeite werd was. En ek is bly ek het dit gedoen. En as jy iemand is wat baie foto's het, ek wil vir jou aanbeveel, gaan kyk weer beslag daai foto's. Scan hulle in op jou rekenaar en maak 'n mooi foldertjie, soos hulle sê 'n verlekkie daar open. Gooi al jou foto's daarin en hou 'n foto aan. Wys vir jou kinders of wys vir jou wie ook al, jou vriende, wys vir hulle die foto's. Hulle gaan baie daarvan hou en gaan baie geniet. En hulle leer ook goed van jou en sien foto's van jou wat hulle natuurlik nie geken het nie of wat hulle herken uit vroeë jare. Ek glo jy het ook vriende wat al 50 jaar aankom of 40 jaar, afhangende hoe oud is jy. Ek het vriende wat al wel 50 jaar aankom, kan ek sê, toe ek nog 'n kind was. Ja, is wonderlik om dit te sê. Maar dit is sommer net iets oor foto's gewees en doen tog die moeite. Scan ou fotootjies in, wys dit vir jou mense. Dit gaan 'n heerlike aand wees. Dit gaan die arbeid, die moeite werd wees. Of vra jou kinders om dit vir jou te doen as jy nou nie tegnologies aangelê is nie. Hoekom nie? Hulle sal dit vir jou doen. En dit gaan vir jou ook baie beteken. Speel vir jou ploeg